Hallo daar en welkom. Vandag speel ons Speurder. Ons missie om die geheime kodes te kraak wat in rye getalle versteek is. Jy sien, elke reeks het 'n storie en ons gaan die reël daarachter ontbloot. Reg, kom ons spring sommer dadelik weg met ons eerste raaisel. Kyk gou na hierdie getalle. 5, 10, 15, 20. Wat dink jy kom volgende? En, nog belangriker, hoekom? Dis die vraag wat die kern van ons ondersoek vandag is. En dis presies waar ons vandag op gaan fokus. Ons gaan leer hoe om daardie onderliggende reël, die patroon, agter enige reeks getalle raak te sien. Dink aan jouself as 'n wiskundige speurder wat die leidrade volg om die saak op te los. Elke goeie speurder het natuurlik betroubare gereedskap en hier is ons in. Hierdie 3 toetse, en dis belangrik, in presies hierdie volgorde, is jou sleutel om byna enige getalpatroon te ontsyfer. So kom ons begin met ons eerste saak. Goed, geval nommer 1. Ons eerste instrument is die toets vir 'n konstante verskil. Hierdie is dikwels die eenvoudigste en mees ooglopende leidraad wat ons in 'n getalreeks kan kry. So, as ons 'n konstante verskil kry, dan het ons te doen met 'n rekenkundige reeks. Die sleutel hier is dat dieselfde waarde, ons noem dit t, elke liewe keer bygetel of afgetrek word. Dis 'n konstante, voorspelbare stap. Kom ons kyk gou hier. Om daai verskil te kry, trek ons eenvoudig elke term af van die een wat direk daarna kom. So, 14 minus 7, dis 7. 21 minus 14, dis ook 7. En 28 minus 21, jy het reg geraai, dis ook 7. Sien jy? Die verskil is konstant. Dis ons bewys. Nou, hierdie is nogal 'n belangrike punt, want dit wys 'n algemene fout uit. Jy mag dalk sien dat 14 dubbel 7 is en dink, aha, dis 'n vermenigvuldigingspatroon. Maar as jy dan verder toets, dan sien jy 21 is nie dubbel 14 nie. So die verhouding is nie konstant nie, maar die verskil, die is konstant. Die bewyse is duidelik. En net so is geval nommer 1 opgelos. Daardie konstante verskil van plus 7 bewys bo alle twyfel dat hierdie 'n rekenkundige reeks is. Eenvoudig, né? Reg. Kom ons beweeg aan na ons volgende saak. Goed, so wat gebeur as daai eerste toets van ons nie werk nie? Wat as die verskille oral oor die plek is? Wel, dis dan wanneer ons tweede stuk gereedskap uithaal, die toets vir 'n konstante verhouding. As ons agterkom dat elke term met presies dieselfde getal vermenigvuldig word om die volgende een te kry, dan het ons 'n meetkundige reeks. En daardie konstante vermenigvuldiger, die noem ons R, die konstante verhouding. OK, kom ons ondersoek hierdie reeks. As ons na die eerste verskille kyk, 5, 10, 20, nee, glad nie konstant nie, so ons weet is nie rekenkundig nie. Maar, wat gebeur as ons deel? 10 gedeel deur 5 is 2. 20 gedeel deur 10 is 2. En 40 gedeel deur 20 is ook 2. Aha, daar het ons dit. 'n Konstante verhouding. En hier is 'n baie belangrike stukkie raad. Moenie dat die getalle jou vloos nie, hoor. Daai verhouding kan 'n breek wees, soos 'n half, of dit kan selfs 'n negatiewe getal wees. Solank daardie verhouding konstant bly, is die reeks steeds meetkundig. En hierdie skyfie wys dit perfek. In die eerste voorbeeld word elke term met 'n half of 0,5 vermenigvuldig, so die getalle word kleiner. En in die tweede voorbeeld vermenigvuldig ons met -2, wat veroorsaak dat die tekens heeltyd wissel van positief na negatief. Albei is perfekte voorbeelde van meetkundige reekse. So, daar het jy dit. Met ons tweede toets het ons hierdie saak ook opgelos. Die konstante verhouding is die onmiskenbare bewys. Maar, wat nou as nog die verskil, nog die verhouding konstant is? Wel, dit bring ons by ons derde en laaste hoofinstrument. Vir die regtig moeilike sake moet ons soms 'n bietjie dieper grawe en kyk na die verskille van die verskille. Dit klink dalk nou 'n bietjie ingewikkeld, maar glo my, dis eintlik heel eenvoudig. 'n Kwadratiese reeks is een waar die eerste verskille nie konstant is nie. Maar as jy dan die verskille tussen daardie verskille bereken, kry jy wel 'n konstante getal. Goed, kom ons breek dit gou af. Kyk eers na die boonste ry verskille. 5, 7, 9, 11, duidelik nie dieselfde nie, so dis nie rekenkundig nie. Maar, kyk nou wat gebeur as ons die verskil tussen hulle uitwerk. Van 5 na 7 is plus 2, van 7 na 9 is plus 2, van 9 na 11 is ook plus 2. Daar is dit, 'n konstante tweede verskil. En daar het jy dit, die bewys was net een laag dieper.
Hierdie reeks is kwadraties. Met hierdie 3 toetse in ons sak kan ons nou die meeste patrone identifiseer. Reg. So ons het nou al ons gereedskappe kyk. Kom ons sit dit alles nou bymekaar in 'n een finale, waterdigte plan wat jy vir enige saak kan gebruik. So hier is jou stappeplan, dis krities belangrik. Jy begin altyd deur vir 'n konstante verskil te toets. As jy 1 kry, fantasties, jy's klaar, dis rekenkundig. Indien nie, beweeg jy aan na stap 2 en toets vir 'n konstante verhouding. As dit werk, is dit meetkundig. En as albei daar misluk, dan eers gaan jy 1 laag dieper en toets vir 'n konstante tweede verskil. Dis jou padkaart na die antwoord. Natuurlik, soos met enige goeie speurwerk, is daar altyd 'n paar uitsonderings, die spesiale gevalle. Reekse soos die bekende Fibonacci-reeks volg 'n heeltemal ander reël. Ons gereedskapstelsel wel vir ons wys dat dit nie een van ons 3 hooftipes is nie, en om dit te weet is op sigself 'n belangrike bevinding. En dit bring ons aan die einde. Jy's nou toegerus. Jy is nie meer net 'n toeskouer nie, jy's nou 'n patroonspeurder, gewapen met 'n duidelike metode. Die vraag is nou, met hierdie nuwe lens, watter verborgde patrone in die wêreld om jou gaan jy volgende ontbloot?